Tou, geskryf deur Stefan Coetzee, voorgeles deur Karen Loots. My seun het nie sy lewe geneem nie, gil 'n vrou. Arbeidkleurige hare waai soos vlamme om haar kop. Haar selfoon tref brigadier Buys teen die slaap. Stamp sy bril af. Luister na sy stemboodskap. Buys probeer paai, maar sy val hom in die rede. Ek het gegoogel. Daar's in die afgelope 4 jaar 3 gevalle waar 'n selfmoord tienerpaar gevind is. Net een paartjie was verliefdes. Die ander... Sy sug so hard, dit klink asof sy haar laaste asem uitblaas. Hy herrangskik die foto's, sodat dit lyk asof hy daarna kyk. Druk sy kroontjie met spoeg plat, maar dit spring dadelik weer op aandag. Mevrou... Hy maak keel skoon, probeer weer. Mevrou, het jy al aanvaar dat jou seun en sy vriend dalk meer was as vriende? Moenie nou jy ook kom staan en LGBTQ kaart met my speel nie. Almal dink omdat my kind se pa vroeg in sy lewe dood is, niemand hom geleer braai of 'n wiel omruil nie. Hy's... Die laaste woord word deur trane gesmoor. Haar stem is sag wanneer sy weer praat. Kyk na die feite, asseblief. Sy begin snik, haar liggaam ruk. Donder weer rammel. Buys stel sy bril op. Sy knie knak toe hy opstaan. Hy kners op sy tande. Vryf die knie. Loop hinkepink om die lesenaar en gee die vrou se selfoon vir Roe. Dit is asof sy Roe, hare en baard skierpapier lank littekens oor sy knekels, vir die eerste keer raak sien. Wie's jy? Gevangene 9315664 op parool sedert 15 Mei na 23 jaar en 13 van die land se 243 maksimum tronke. Nou polisie. Wat noem die kommissaris dit? Konsultant. Ek se kenner op galgmoorde. 'n Senuwee spring in Roe se wang. Galgmoorde. Is dit wat julle dit noem? Buys probeer oogkontak breek. Bal sy vuiste. Flippend dronk voel. Mens kan hulle ook nêrens vat nie. Nee, mevrou, ek het by die galg gewerk. Destyds toe gevangenes nog gehang het vir sondes. Buys snork. Galgmoorde. Sy herkou aan die woord. Kyk Buys waterpas in die oë. So julle ondersoek reeds die moontlikheid van 'n reeksmoordenaar en jy sê my niks. Niks. Mevrou, ons ondersoek alle moontlikhede. Buys gluur Roe aan. En ek sal jou op hoogte hou sodra ons 'n verbintenis vind. Hy kruis homself. Beloof. Sy sak in mekaar soos iemand wat alles verloor het. Hy was hoofseun, jy weet. Sy juffrou het gesê sy glimlag het die klas gelig. Buys stap saam met haar uit. Keer terug met 2 bekers koffie en 'n pak kakielers. Gee laasgenoemde vir Roe. Roe slurp sy koffie en blaai na die foto's. Pak dit langs mekaar uit. Sy oë trek skreefies. Is dit skottelgoedwater die? Hy staar na die leer voor hom. Het jy 'n vergrootglas? As jy die koffie wil klaar, is jy welkom om vir ons takeaway saam te bring. Van wanneer af bederf die tronkgevangenes met Starbucks? Buys skrap in sy laaie. Gee vir Roe 'n vergrootglas aan. Sien jy iets? Ek dink sy's reg. Kyk na die knope. Buys neem die foto's en vergrootglas. Staar lank, skud sy kop. Hy ruik na tabak en sweet. Suig aan sy pyp. Vryf sy duim oor sy wenkbrau. 3 steke. Oog opgeswel, bolop ook. Weiering van arrestasie. Ek dink nie al 3 die kinders sou hulle toue dieselfde geknoop het nie. Roe krap in sy oor met die pendoppie. Wys dan daarmee. Kyk hier. Hierdie knoop lyk soos 'n das. Hy tel die ander foto's op. En hier. Pruim sy lippe. Die polisie sou dit nooit met mekaar vergelyk het nie. Dalk in een dorp, maar so, verspreid. Hier is die perfekte reeksmoordenaar.
Niemand weet van sy bestaan nie. So ons kyk na 'n reeksmoordenaar wat kinders in Vereniging Middelburg en Klerksdorp vermoor het. Stilte. Dan. En dis net die waarvan ons weet. Sê nou, hy knyp sy oë toe. Roel leun vorentoe om te kan hoor. Sê nou daar's meer. Hy weeg sy woorde. Dink jy dis 'n onderwyser? Hulle het toegang tot kinders. Nie noodwendig nie. Onthou jy daardie regse skieter in Boksburg? Ons het in die tronk gehoor die eerste vrou wat hy doodgeskiet het, was sy swanger huishulp. As hulle nou teenwoordig was, sou predikante Buys die Lewiete voorgelees het, omdat hy die Skepper se naam so uitelik gebruik. Buys vee sy oë met 'n sakdoek droog. Vra enige man wat 'n arrestasie geweier het, hy is baksteenhard. Maar as dit by kinders kom, is hy bottersag. Slaak 'n diep sug. Jemmel. Soveel kinders. Vark. 4 dae later het Buys almal wat die slagoffers ken persoonlik ondervra. Hy het 'n forensiese sielkundige saamgeneem om die mense se liggaamstaal dop te hou. Doodloopstraat op elke hoek. Daar's geen verbintenis nie, buite die knope. Magambien kyk uit op Sterkinikor. Roos sit met sy rug teen die muur. Hy kan die ingang dophou en oor die reëling spring as hy moet vlug. 'n Mens weet nooit. Die tronk het hom geleer om altyd paraat te wees. Die mol wemel van kinders. Hoe identifiseer die reeksmoordenaar sy slagoffers? Facebook? Of liewers Instagram of TikTok? Hoe lok hy hulle nader en wen hulle vertroue? Daar's geen kneusplekke wat op hardhandigheid dui nie. Slaap hulle? Die polisie sou tog hulle bloed getoets het om die moontlikheid uit te skakel. Hierdie vent is uitgeslape. Hy het reeds vir hom en Buys chai tee bestel. Flirt nou eers met die kelnerin voor hy aan Buys aandag gee. Ek het op Instagram gaan kyk. Roos se oë volg die kelnerin se weg in die heupe. Na daardie meisie wat haar eie lewe geneem het. Jy weet mos, in dieselfde tyd geleef as die eerste selfmoordpaar. Een van die ouens saam met haar het 'n 28 tatoeëermerk in sy nek. Sy het hom getag. Basil Adams. Ek weet jou. Hy het dit so selfmoord laat lyk. 28. Soos in die tronkbende. By sy hande omskulp die beker tee. Hy vloek 'n matroos skaam. Was die moorde in dieselfde dorp? Roel loer oor sy beker. Jep, 3 dae uitmekaar. Vergeet van nou agterstewe en praat met my. Roef vee oor sy duim. Sorry, 'n man is uitgehonger na soveel jaar. Ek dink hy die eerste paartjie vermoor om die meisie se dood te verbloem. Mense te laat dink aan eksamendruk, groot menslewe en so aan. Dit is nou te laat om vas te stel, maar ek weet jou my vryheid. Sy was swanger en wou haar ouers vertel. 'n Klag sou hom terug in die tronk gegooi het. Toe moor hy haar en gaan aan met sy lewe. Werk, kerk, golf of wat ook al. Maar die drang om weer te moor. Hy sak terug in sy stoel, krap sy kin. Haal sy selfoon uit sy sak en lees die adres wat Roef hom gegee het. Beveel. Skeppie vark. Terwyl Buys met sy kaart betaal, 'n stewige fooitjie ter wille van Roe ingesluit, stoor Roe die kelnerin se selfoonnommer. Roe bel een van die manskappe, wat dadelik antwoord. Beveel. Basil moet verdwyn, so diep onder die see dat die Duitse duikbote hom nie eens kan kry nie. Gee my 'n miskoel sodra jy voor sy huis staan. Toe die oproep deurkom en dadelik beëindig word, stuur Roe vir die reeksmoordenaar 'n DM. Die platpote is op pad, nie omdat hy Basil wil red nie, maar omdat hy wil weet wie hom sal help vlug. Wie sy helpers is, hoe wyd die netwerk is en of Buys hom sal glo wanneer die hele ding uitrafel. Glimlag. Die web is fyn gespin. Hy sou die reeksmoordenaar self gesink het as hy kon, maar die departement van korrektiewe dienste se enkelmonitor hou sy elke beweging dop. Gelukkig stap hy en sy span 'n lang pad, meestal deur 'n tronk of 2. Buys storm die moordenaar se huis binne, vuurwapen oorgehaal, veiligheidsknip af, sy knie kuil hom. Die ou het weggekom, sê 'n konstabel, nadat hulle die huis deursoek het. Die kombuis ruik na verbrande roosterbrood. Buys druk sy hand teen die ketel, lou. Die vark was hastig.
konstabel roep vanuit die een slaapkamer, wys na die rekenaar toe bys instorm. Iemand het hom met 'n diem gewaarsku dat ons op pad is, voeg by. Ek weet brigadier, dis daai roebliksem. Dis maklik vir hom om 'n vals profiel te skep. Hoekom sal Roe ons op sy spoor sit en hom dan daarna waarsku? Hy weet hoekom. Roe kon enige tyd van hom ontslaag geraak het, maar hy wou vir Bys wys dat hy kan help sake oplos, sommige permanent. Bys se stem is sag, vaderlik. Die vent gaan nie stop voor hy dood of in die tronk is nie. Hy skud sy kop. Roe was reg. Ons saak is nie sterk genoeg om hom skuldig te bevind nie. En hou sy boonop in die wind. Bys stop sy pyp. Rook, spook hemelwaarts. Hy staar lank na die rekenaarskerm. In die ou dae het hy 2 sake met 'n loodpil in die kop opgelos. Hoe kon hy nou Roe se werksmetode veroordeel? Hy delete die waarskuwingsboodskap. Plaas die vent op ons voortvlugtende lys, maar moenie te hard soek nie. Ek dink nie ons gaan hom lewendig opspoor nie. En Roe? My konsultant het niks meer uit te waai nie. Gaan check sy enkelmonitor as jy wil. Die kindermoordenaar het seker 'n beef met iemand anders gehad. Hy mompel met sy lippe om sy pyp. Wanneer dit by kinders kom, verstaan die bliksems iets van geregtigheid.